Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Dit is vir ons 'n voorreg om weer vandag hier saam met julle te wees. Saam met my is Jacqueline van Tsumeb en Roanstein van Oshekati gemeentes. Ons bespreek vandag bietjie as opvolg op ons vorige opnames. Wat is lof en aanbidding teenoor God? Eerstens gaan ons bespreek wat is dit? Wat is lof teenoor die Here en ware aanbidding? En dan gaan ons bietjie kyk na in God se woord, hoe wil hy aanbid word, en op ons laaste video gaan ons kyk is daar 'n regte en 'n verkeerde manier van aanbidding. So ons begin nou bietjie 'n definisie te gee van wat is aanbidding en wat is lof. In die Engels is dit mos maar praise and worship. So ek het nogal gedink hierdie tema kan 'n mens dalk bietjie bespreek en dat ons bietjie meer duidelikheid kry wat behels dit. As ek so vinnige inleiding kan gee, dan is dit 'n lof aan die Here en in aanbidding is om fisies iets met jou liggaam te doen teenoor die Here, om hom in gebed of in lof dan op te tree, te reageer deur jou liggaam. So in die Ou Testament het die mense of in die Bybelse tyd sien ons verskillende liggaamshandelinge. Hulle het gebuig voor die Here, gekniel. So dis hoekom ons nog baie keer dit ook vandag sien waar iemand fisies afbuig of kniel in gebed. Hulle het ook gesing tot eer van die Here. Hulle het stilte tyd gehad. So dit is ook 'n baie belangrike aspek. Ek dink ons gaan dit ook baie bespreek, die stilte, jouself af te sonder voor die Here. Maar dan het hulle ook ander handelinge gehad. Ons lees dat hulle hande opgehef het, hulle hande oopgemaak het. So dit is verskillende bewegings van aanbidding. So as ek dalk 'n bietjie kan oorgee na julle toe, wat sou julle definieer as lof en aanbidding en wie moet geloof word? Ek dink dis die groot vraag. Wie is waardig om die lof te ontvang? Oor na julle toe. Dankie Daniel, as ek nou so kan inspring voor Jackie sê. Aanbidding, dit gaan natuurlik oor God. Ons is gemaak om God te aanbid. Ons is gemaak om in hierdie verhouding met die Here te leef waar ons sy naam net groot maak. En dit is wat aanbidding is. En ek dink so God is die primêre fokus van ons aanbidding. Niemand anders nie. En ek dink dit is waar die probleem inkom by hedendaagse misverstaan van aanbidding. Ons sien daar's verskillende maniere van aanbidding. Ons sien dit in verskillende gemeentes, selfs in die gereformeerde kerk is daar ook al 'n bietjie 'n verandering, maar wat ons in die evangeliese kerke maar sien is dit gaan oor die mens. Dit is 'n evangelisasie geleentheid. Die fokus moet op die mens wees. Dit moet 'n groot vertoning tipe van ding wees. En dit is nie wat aanbidding is nie. Ons kyk nie in vertoning nie. Ons aanbid die lewende, allerheiligste God, die skepper van hemel en aarde. So, en dit is wat ons moet onthou. Wanneer kom by aanbidding, dan ons aanbid God. Iets anders wat ek oor aanbidding wil sê, is aanbidding is meer as net sing. Baie mense dink, ek is 'n lus vir aanbidding, ek is 'n lus vir praise and worship. So mense het die verkeerde siening van aanbidding is, ons gaan nou lekker sing, ons gaan nou al die lekker kinderkransliedere sing, en dis nie noodwendig verkeerd nie, ons mag lekker sing, ons mag die Here op daai manier aanbid, maar aanbidding gaan oor baie meer as net sing. Aanbidding is 'n manier van lewe. Aanbidding is iets wat ons elke liewe dag van ons lewe moet doen. Nie net op Sondag nie net op geleenthede wat ons stel om die Here te loof of te loof en te prys nie, maar elke liewe dag is 'n lewe van aanbidding. En ek dink al Fyn het ook gesê, of ons sien dit ook in die skrif, die mens is gemaak om te aanbid. So of ons aanbid God, of ons aanbid nie God nie. So of ons aanbid God, of ons aanbid die duiwel, of ons aanbid God, of ons aanbid geld, of ons aanbid God, of ons aanbid ons familie. So almal is gemaak om te aanbid. Ons moet net
die regte persoon aanbid en dit is God. Dankie. Ja, ek wil net hierby aansluit. Ja, ek wil so 'n bietjie nog dieper ingaan in die woord aanbidding. Dit gaan oor om respek te betoon teenoor die Here, om hom die eer te gee wat hom toekom. Eintlik die grondwoord vir aanbidding, as ons na die grondwoord kyk, dan staan dit eintlik is om te soen, om die Here te soen. Dit is eintlik 'n wonderlike uitbeelding dan ook van die respek en die erkenning wat ons vir hom gee as die ware lewende God vir wie hy is en wat hy doen. En wanneer ons dan aanbid, die Here aanbid, dan is dit soos Roan ook net baie mooi gesê het, dis 'n deurlopende saak. Ek is deurlopend 'n Christen. Ek is deurlopend besig om die Here se naam in my lewe en die manier wat hy vir my vra om te lewe te gaan uitleef. En daai is die kritiese van aanbidding, ware praise and worship, nee, kan mens nou maar as beter kom na Engelse woorde toe. Ware praise and worship is eintlik gekoppel aan hoe God wil hê. Ons moet hom aanbid. En ek dink dit is baie keer wat mense fout maak is, ek het nou hier in Sumep ook beleef waar lidmate vir my 'n 16-punt plan gee van hoe ons die kerk kan verander om meer lidmate in die kerk te kry, of 'n 16-punt plan gee van, hey, dit gaan ons nou baie meer oor die projekter en wat ons op die projekter sit en wat alles ons dan uitbeeld vir die verstaan van 'n teksgedeelte. En dis absoluut absurd. Nee, dit is werklik waar verregaande dat die kerk dan so moet aanpas sodat die mens eintlik maar vergemaklik nie daar kan sit. Ek het nou so op ProRegno so 'n stuk gelees van wat Slabbert geskryf het, Le Cornu Slabbert. En hy het nogal dit baie mooi saamgevat waar hy gesê het, daar's in die FSA is daar selfs nou deesdae jy sit in jou kar en hou kerk, nee, jy trek basies jou kar in die spesifieke parkering in daar by die terrein en dan kan jy in jou gemak van jou kar sit en erediens hou. Nee, dit is eintlik verregaande. Ons sien dit eintlik vandag ook waar mense die Here probeer aanbid in die gemak van hulle eie huise. En dit maar ook na COVID gebeur en selfs al voor COVID het dit al gebeur. Maar wat ons moet van die begin af reg verstaan is, dis nie ons wat bepaal hoe die Here aanbid word nie, dis die Here self wat bepaal en dit gaan vir ons verg om na die woord van die Here te luister en te kan sê, Here help ons om nie ons eie wil te soek in die aanbidding van U nie, maar help dat U vir ons lei om so te sorg dat ons verantwoording doen aan wat U vir ons gee, gehoorsaam te doen, want dit gaan in verband met die verhouding wat ons ook met God het, waar God ons Vader is en ons sy kinders. En wanneer hy dan vir ons verbond opstel, dan is hy ook die ene wat die jy kan sê T's en C's opgestel het, nee, die terms and conditions. En daai terms and conditions, daai kontrak, daai verbond, daai ooreenkoms wat hy dan met ons gesluit het, is dan geldig. Want dit is nie ons wat daai ooreenkoms gesluit nie, dis die Here. En dit gee vir mense dan daai rustigheid ook. Ek hoef nie nou iets wonderliks te gaan uitdink om die Here te loof en te aanbid nie. Die Here gee vir ons die leiding oor hoe hy dit wil hê. En ek dink dit is vir ons absoluut mooi. Ons gaan seker nou nog verder ingrawe in wat die regte en die verkeerde manier is, maar ek dink daai is krities belangrik om by God te begin. Dis ons moet na die Here toe kom vir hom vra, Here, wat is vir U aanneemlik? Wat gaan vir U goed wees? Wat gaan U naam groot maak? Nie wat gaan my naam groot maak, wat gaan vir my lekker wees en wat gaan vir my die beste wees nie. Daniel, skus, as nie gou vinnig vir iets weer kan sê. En ons sien dit reg deur die skrif, net behalwe die psalms wat ons oproep tot aanbidding. Dit is die hele tyd God is daar die fokus en wat vir my baie uitstaan is Openbaring 4. Of eintlik die hele Openbaring waar God op die troon sit en die engele en die hemelwesens of die ouderlinge aanbid die Here, en dan Openbaring 4 vers 8, heilig, heilig, heilig is die Here, die God die Almagtige, hy wat is en wat hy wat was en wat is en wat kom. En dan vers 11, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. So ons aanbid die Here want hy is soewerein, hy is kragtig, almagtig, hy is heilig, hy is ewig. So wie anders wil ons aanbid as hierdie God wat homself in sy woord aan ons openbaar.
Baie dankie julle. Ons waardeer die wonder van God alleen wie aanbid kan word. Hy is alleen waardig. Mag die gedeelte ook vir julle dan beter duidelikheid gegee het oor wat ware aanbidding en lof teenoor God is. En hou gerus ons blad dop om die volgende video te kyk oor hoe wil God aanbid word. Goeie geseënde dag vir elkeen.